leer. Vir ons uit die dinge wat gebeur het. En ek wil sommer vir Job as 'n voorbeeld gebruik. Pastor Benny het laasweek se diens 'n groot vraag gevra. Hy het gevra onder wie se voete, onder wie se tafel is jou voete? Amen. Ingesteek. Amen. Hierdie koortjie sê, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. En in hierdie week, in hierdie laaste tyd, het God weer vir ons kom openbaar wie hy is. Hoe groot hy is. Mense kan goed verander, kan goed besluit. Mense kan dinge voorspel. Mense kan sê hulle het by God gehoor. Maar as God nie gepraat het nie, dan sal dit nie gebeur. Amen. As God nie besluit het nie, kan mense dit nie verander nie. Vanmôre wil ek hierdie vraag vir julle vra. Gaan net vir ons weer terug. Wie is God vir jou? Wie is God vir jou? As ons leef, soos wat ons leef, wat ons sê, ek gaan nie verwag dat iemand 'n antwoord kan gee vandag. Want ons gaan baie verskillende antwoorde. As ek moet sê, as hulle vir my vra daai vraag 12 in die nag, dan sê ek vir hulle, die Here is my herder. Amen. Dit is waarvoor ek God noem. Hy is my herder. Want 'n herder weet alles wat sy skape nodig het. So weet ons God alles wat ons nodig het. Waar ons staan, waar ons in ons lewe is. Maar ek wil begin, ons skriflees is daar uit Job 37 uit. Maar ek wil begin by Job 36. Dit sny nou so 'n bietjie af daar. Ons sal nou by die teksverse uitkom. Maar net so 'n bietjie agtergrond op hierdie stadium waar ons begin. In hierdie stadium is Job sit hy op die ashoop vir hoe lank? Hy is moedeloos. Hy is neergedruk. Hy blameer God vir alles. En die woord sê, daar kom 'n jong man met die naam van Elihu. En hy kom spreek vir Job en sy 3 vriende aan. Daar waar hulle sit, en die vriende van Job probeer hom oortuig van God se grootheid en goedheid, maar Job sien net hierdie probleme voor hom. Hy sien net hierdie omstandighede waarin hy nou is. Hy het sy kinders verloor, hy het sy besittings verloor, hy het sy vrou verloor, hy het sy huis en alles het hy verloor. Hy sit alleen daar op 'n ashoop en hy blameer die Here. Die woord sê vir ons, daar kom 'n jong man aan die begin van Job met die naam van Elihu. Nou hulle sê nie of Elihu 'n profeet of wat hy was nie, hulle sê net dit is 'n jong man. En hierdie jong man het nou na Job en die 3 vriende toe gegaan, wat nie meer jong mense was nie. Maar die woord sê, hierdie jong man word gebruik om met Job en sy vriende te gaan praat en vir hulle te gaan vertel wat gaan aan. Hoe groot is die Here?
om hulle te gaan wys. Dit sê daar in die man vra eers vir 'n verskoning, omdat hy as 'n jong man met 'n ouer persoon gaan praat. Want dit was die gebruik daai tyd, dat jong mense kan nie praat. As 'n mens nou 'n bietjie grys is, en pastoor François, as 'n mens 'n bietjie grys hare het, is jy nie oud. Dis maar net verspoggelikheid. Vra maar vir my en Paul. Maar hy gaan spreek hierdie mense aan, en nou stel dit op. Hier van Job 36, gaan ek begin lees, daarvan vers 26. Hy sê, God is groot, maar ek dink nie ons weet regtig hoe groot nie. Ons weet ook nie hoe oud hy is nie. Hy laat die waterdamp opstyg en maak daarvan reën. Die reën val dan uit die wolke op die mense neer en almal kan dit geniet. Niemand kan verstaan hoe die wolke saampak en die donder uit die hemel aangerol kom nie. Die weerlig blits oral in die hemel, terwyl die bodem van die see toe onder die water bly. Aan die een kant gebruik hy hierdie dinge om mense te straf, maar aan die ander kant sorg die reën vir meer as genoeg kos. Hy hou die weerligstrale in sy hande en hulle beveel hulle waar hulle moet slaan. Die gedreun van die donderweer wys dat God daar is. Die storm maak dit duidelik dat hy baie kwaad is. Nou kom ons nou net by die volgende gedeelte. In Job 37, van vers 1 af. Hy sê, Elihu het gesê, so 'n storm maak my bang. Dit laat my hart wild klop. Hoor hoe dreun die donderweer. Dit is God se stem wat aangerol kom. Hy laat die dreuning oor die hemel klink. Dit lyk of die weerlig oor die hele aarde slaan, selfs tot in die verste uithoeke. Daarna kan 'n mens die gedreun van die weer hoor, as God sy magtige stem gebruik. Sy stem dreun oorgedowe daar. As God in die donderweer praat, is dit ongelooflik. Wonderlike goed gebeur, wat ons nie eens kan dink om te verstaan. En ek wil ons teksvers gebruik. As God in die donderweer praat, is dit ongelooflik. Wonderlike goed gebeur, wat ons nie eens kan dink om te verstaan. As ons dink aan wat gebeur het, baie van hierdie goed verstaan ons nie. Vanoggend 2:15, ek weet nie of dit by u ook daar so hard gereën het nie, maar 2:15 lê ek wakker en dan sak 'n storm reën uit. Daar waar ek gestaan daar uitsit. En dit reën so hard. Hier teen 3, toe begin ek eintlik bekommerd. Toe dink ek aan hierdie verse van my, dat ek vir die Here vir my in die week gegee om oor te praat. En ek dink weer aan ons teks, wonderlike goed gebeur, wat ons nie eens kan dink om te verstaan. So baie goed het gebeur in die onlangse tyd. En ons verstaan dit nie. Ons begryp dit nie. Vanmôre wil ek net onder die aandag weer bring. Hoe groot is ons God? Amen. Hoe groot is ons God? Hoe sterk en so magtig. Amen. Daar's niks
wat ons God nie kan doen. Amen. So baie keer in ons lewens gebeur dit goed. Ons lees ook hy sê, hy vat die weerlig, en dis nou net in die vorige dag, hy beheer daar waar die weerlig gaan slaan. Nou, as ons weet hoeveel per duisende volts is in so 'n weerligstraal, dan kan mense nie dink dat iemand kan daai weerligstraal in sy hand vashou en besluit, hy slaan nou in Eric Park, of hy slaan in Beinsvlei, of hy slaan in Britstel. Ja. Hoe groot moet ons God nie wees nie? Kom ons nou terug na laasweek se boodskap. Hierdie tafel, miljoene mense sit rondom hierdie tafel van God. Hulle voete is onder hierdie tafel ingesteek. Vra ek vanmôre, wie is God vir jou? Besef jy die God wat jy vra en sê, Here, kom maak my gesond, en jy twyfel daar. Here, voorsien vir my 'n werk. Sê net uitstap by die deur en sê, nee, niemand kan vir my voorsien. Besef ons God. En dit is tyd. Vanmôre het ons weer die voorreg gehad om 2 sakramente te kan doen. Wat die Here vir ons agtergelaat het. Die Here het gesê, hou nagmaal, breek brood en doen dit so dikwels as jy dit nodig het. Aan die ander kant die Here gesê, bekeer jou en laat jou doop en ek gee vir jou die ewige lewe. Ek gee vir jou die voorreg om te sê, ek is kind van God. Ek is mede-erfgenaam van hierdie koninkryk. Amen. Dis nie ek wat so sê nie. Dis die woord wat dit vir ons sê. En daarom wat ek vanmôre vra in jou harte. Antwoord jouself net die vraag vir jouself. Wie is God vir my? Ek wil nou vir net die volgende net wil sê die name van Jesus wat die Bybel sê wie hy vir ons is. Ek wil nie julle vraag antwoord en ek wil nie julle vraag hoor wie God vir u is. Dit is 'n saak tussen u en God. Ek het niks daarmee te doen. Wat my plig is om te sê wat die woord sê en waarop ons moet agslaan. Ek gaan net so vinnig 'n paar verse aansit. Hy is die Alfa en die Omega. Openbaring 22 vers 13 sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Kom. Volgende ene. Ek is die brood van die lewe. Johannes 6 vers 35 sê, Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. Ja. En wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Is dit nie 'n groot belofte? Om te sê, ek is die brood van die lewe. Volgende ene sê, ek is die deur. Johannes 10 vers 9 sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan
en uitgaan en wyding vind. Hier praat ons nie van fisiese goed. Ons praat van geestelike goed. Daai wyding vind, sal ons by Jesus die antwoorde kry. Ja. Wat ons gaan soek. Ons sal daai geestelike water kry. Ons sal die geestelike voedsel kry. En as ons by God is, sal ons nooit iets anders nodig kry. Op 'n ander plek sê die woord ook vir ons, niemand gaan na die Vader behalwe deur my. So as jy nie 'n verhouding met Jesus het, as jy nie vir Jesus ken nie, gaan jy ook nie by die Vader nie. Dis die een wat ek die meeste van hou, Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En ek het dit al hoeveel keer gesê. Toe ek destyds uit daai halwe koma, of wat hulle dit ook al wil noem, uit wakker word. Nadat ek vir 20 jaar 'n pad saam met die Here geloop het, Bybelstudies gedoen het, by 'n pastorale kursus gedoen het, hoeveel Bybelure, hoeveel dienste gesit het. Toe ek daar wakker word, die enigste vers wat ek kon onthou, wat ek daar gelees het, was Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder. En dit sal ek sê, die dag wat ek my kop neerlê. Die dag wat hy besluit dat dit nou tyd is vir Berend om huis toe te gaan, sal ek dit sê. Volgende ene, hy sê ek is die woord. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Daar's niks om oor te stry nie. Daar's niks om te sê hieroor. Die woord sê dit vir ons. Die Here, die woord sê, in die begin was ek die woord, en nou nog is ek die woord. 2000 jaar later, is ons nog steeds, God is nog steeds die woord. Volgende een is, ek is. Hier sit dit al geantwoord, amen, amen. Ek sê vir julle, ek is al van voordat Abraham gebore is. Ander plek sê die woord, die Here vir Moses geroep het, om na Farao toe te gaan en vir hom te gaan sê, sy volk betrek, en as iemand jou vra, wie het jou gestuur, dan sê, ek is, het my gestuur. En hy is nog steeds, ek is. En dis ek is, wat vanoggend ons doopkandidate oortuig het, om daardie stap deur te gaan. Hy is ons ewige Vader. Jesaja 9 vers 5 sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader en vredevorst. Ewige Vader, vredevorst. Ons het nie 'n ander Vader nodig. Ja. Die Here het ons almal aardse vaders gegee. Maar hy bly nog ons ewige Vader. Ons aardse vaders, ons wat aardse vaders is nie vir ewig daar nie. Ons is ook net 'n kort tyd. Ons is ook net reisigers op pad. Getrou en waar. Openbaring 19 vers 11. Toe het ek gesien dat die hemel geopen is, en kyk, daar was 'n wit perd, hy wat daarop sit, word getrou en waar genoem.
en met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Met hierdie skrifte is daar ook hierdie week baie tyd getrou. Want ons het gehoor van verskillende kleure perde wat nie in die woord genoem word. Maar ons sien, daar was 'n wit perd. Die perd is nie belangrik nie. Die persoon wat daarop sit, dit is die een wat belangrik is. En hy word genoem getrou en waar. Hy is ons middelaar. Daar is een God en een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Christus Jesus, wat homself as losprys vir almal gegee het, tot getuienis op die bestemde tyd. En hier wil ek net gou vir u net, en miskien ook vir die jonger kinders, middelaar. Voor Jesus se koms en sy sterwe, kon ons as mense nie direk met God praat. En was ons in altyd in voortdurende stryd met God. Die mens en God. Ons lees dit by hoeveel plekke waar die volk elke keer opstandig geraak het. Maar toe Jesus opstaan in daai graf, het hy daai muur afgebreek. En toe word hy middelaar vir ons. En as ek dit nou wil eenvoudig stel, dan is dit, ons ken almal wat is 'n prokureur en ons weet wat doen 'n prokureur. En Jesus sê, hy gaan na die Vader toe en hy gaan pleit vir ons daar by God. Vir dit wat verkeerd gaan in ons lewe, keer hy dat God ons straf. Want hy het aan die kruis, het hy al ons sondes se straf op hom geneem. Dit is hoekom hy genoem word middelaar. En almal van ons het toegang tot daai middelaar. Maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het in jou lewe nie. As jy gaan na die middelaar, Jesus Christus, en jy gaan praat met hom, dan gaan bepleit hy jou saak by die Vader. En die dag wat die oordeel gaan kom, na die 1000 jaar verdrukking, wat ons almal voor die groot troon, die wit troon gaan staan, gaan Jesus daar aan ons sy staan, as ons middelaar, wanneer ons voor God gaan verskyn. Dit is wie God vir ons is. Dit is wat die woord vir ons sê, wat God vir ons is. Hy is ons vrede. Hy is immers ons vrede, in Efesiërs 2 vers 14. Hy wat albei een gemaak het in die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek. Dit is wat ek nou net gesê het. Johannes 11 vers 25. Hy sê opstanding in die lewe. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal leef, al het hy ook gesterf. Dis daardie belofte van die ewige lewe, wat weer eens vir ons bevestig. As jy Jesus aangeneem het, ons gaan net nou weer praat met hierdie, oor die bekering en die doping, en as jy daardie stappe deurgeneem, dan gee die Here vir jou hierdie belofte. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. Hy is ons verlosser. Lukas 2 vers 11 sê,
Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Hy het ons sondes kom vat. Ons kom verlos van hierdie ellende op hierdie aarde. Ons verlos van die ewige verderf waarin ons sal beland as ons nie by Jesus uitgekom het. En dit het hy gegee deur sy liggaam op te offer. Ons het hierdie teksvers net nou gelees, hy is ons vredevors. Hy is ewige Vader en vredevors. Hy is wonderbare raadgewer. Dieselfde teksvers, Jesaja 9 vers 5. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. So ben jy gebruik vanmôre waar jy jou teks lees. En dan Openbaring 17 vers 14. Hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam sal hulle oorwin. En as jy daar oplet, daardie lam is met hoofletter gespel. Omdat hy die heerser van die heersers en die koning van die konings is. En saam met hom is die geroepenes, uitverkorenes en getroues. Daar is nie 'n God soos ons God. Daar is nie 'n koning soos ons konings. En ons gaan baie hoor van mense. Ek sê mense. Die Bybel noem hulle vals profete. Ons gaan baie meer van hulle hoor. Want as ons rondom ons kyk en ons kyk na die tekens van die tye en ons lees wat die woord vir ons sê, is die tyd naby. Die koms van die Here is baie naby. Dani Botha, alle respek, was nie verkeerd. Die koms van die Here is naby. Maar die fout wat hy net gemaak het, is daar was 'n datum aangekoppel. En niemand ken daai tyd. Nie eers Jesus ken dit daai tyd nie. Nie eens die engele in die hemel nie. Ons dien die konings van alle konings. Nou vra ek net weer die vraag. Wie is God vir jou? Amen. Waar pas dit hierdie paar teksverse wat ek gelees het? Hierdie name wat vir Jesus gegee het. Hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, hy is ons middelaar. Wie is God vir jou? Daardie vraag kan jy nie, het niks. Jy kan vir my sê, God is vir jou dit, God is vir jou dat. En jy kan vir Suster Barbie sê, God is vir my dit. Maar net God weet, wat in jou hart aangaan, wat die regte ding is. Daarom wil ek nie eens vra vanmôre, wat is die antwoord op die vraag, wie is God? Amen. Vader, Here, baie dankie. Dankie vir hierdie woord. Dankie dat U vanmôre weer kom en ons kom herinner aan U grootheid en U godheid. Dankie dat ons hierdie woord weer kon hoor vanmôre. Wat dalk iets in ons harte kom aanwakker wees. Dat ons weer eens sal besef, wie is die God onder wie se voete
onder wie se tafel ons voete insit. Here, ek bid dat U ons sal help om nie ons hande by vreemde vure warm te maak nie, maar dat ons sal kom na die koning van alle konings, ons God, ons Vader. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen.